Hoeveel keer die week het jy jou Bybel gelees? Raad jy het hom in jou kop, né? Die getal. Ek wil jy moet vir jou sê, uit 7 uit, hoeveel keer het jy hierdie week jou Bybel gelees? Hou net vir jouself daar vas. Die Center for Bible Engagement het 'n groot stuk navorsing gedoen hieroor, en ek het dit sommer net hierdie week weer gelees, en daarom het ek vir jou die vraag vra, en hulle het bewys met navorsing wat hulle gedoen het, dat om jou Bybel te lees, enige iets tussen 1 en 3 keer 'n week, het 0 tot geen impak in jou lewe nie. Dis 'n scary statistiek, maar die oomblik wanneer jy by 4 keer 'n week of meer kere 'n week uitkom, dan gebeur daar iets. En dan het hulle 'n klomp statistieke wat hulle daar op hulle webtuiste sit, goed wat hulle nagevors het. As jy 4 keer of meer 'n week jou Bybel lees, is jy 30% minder geneig om eensaam te voel. Jy is 32% minder geneig om met woede te sukkel. Jy is 60% minder geneig om geestelik stagnant te voel. Okay, so voel jy dalk vanoggend, geestelik, jy soek net daai deurbraak, jy kom net nie daar uit nie. Dit voel vir jou, jy bid teen die dak vas, dis soos dit altyd vir mekaar sê. Hoeveel keer die week het jy tyd in die woord van die Here deurgebring? Ouens wat 4 of meer keer 'n week hulle Bybel lees, is 200% keer meer geneig om hulle geloof te deel. So dit wat jou daai push gee, daai hupstoot gee om jou geloof met iemand anders te deel, hou direk verband met hoeveel tyd jy in die woord deurbring. 'n Ou wat 4 keer of meer 'n week sy Bybel lees, is 230% meer geneig, of 230% meer geneig om ander te disipel. Met ander woorde, langs iemand anders in te kom en te sê, ek wil hierdie Jesuspad saam met jou stap. Ek sien jy het 'n behoefte, ek sien daar's iets wat ek jou mee kan help of begelei. Weet jy wat het ek gelees vanmôre? Want jy het reserves, jy het iets om in terug te val. So hoeveel keer het jy jou Bybel hierdie week gelees? En kan jy die impak daarvan in jou lewe sien? Raai, koffie uitgewerk. Moet ons nou eers breek vir koffie voor jy reg is vir die preek. Die grootste faktor, en dis dit al wat ek vandag vir jou wil sê, want ek het dit sommer net die week weer gelees en dit het sommer net weer 'n indruk op my gemaak. Die grootste faktor wat jou geestelike groei bepaal, is hoeveel tyd jy met God se woord deurbring. Dis die grootste faktor. Daar's ander elemente ook wat 'n rol speel, gebed, kerkbywoning, disipelskap, iemand saam met wie jy 'n pad stap of iemand wat jou mentor, daai goed speel alles 'n rol. Maar die grootste faktor is daai ding wat op jou Bybelkas, op jou bedkassie lê. Wat partykeer dalk meer stof opgaar as wat hy moet. Miskien het jy sommer ook net nodig om dit vandag te hoor. As jy jou Bybel by jou het, kan jy saam met my oopmaak by Handelinge 5. En terwyl jy so blaai, wil ek sommer net iets met jou deel uit my hart uit. Ek beleef 'n ongelooflike gewig op my skouers om vanmôre oor hierdie teksgedeelte te preek. Dis 'n diep, swaar teks waarna ons vanmôre kyk. Dis nie 'n goed voel teks nie. 'n Goed voel in die sin van jy gaan vanoggend hier uitstap met 'n huppel in jou stap. Nee, maar ek wil hê jy moet gereed wees vir die woord van die Here vandag, ook op so 'n manier. Daar waar hy kom lig skyn, waar daar nie noodwendig altyd lig, waar ons nie noodwendig altyd wil hê daar moet lig skyn nie. So ons is besig met 'n reeks en ons werk deur die boek Handelinge. En wat lekker is van die reeks is dat ons deur die lekker en die bemoedigende en die goedvoel stories van Handelinge en die vroeë kerk werk. Maar
wat lekker is van hierdie ding dat ons deur 'n boek preek, is ons word ook gekonfronteer met die minder lekker tekste. En so kry ons nie net 'n mooi gesugarcoate weergawe van wat in die vroeë kerk gebeur het en van hoe God wil hê kerk moet lyk en kerk moet wees en kerk moet voel vir ons nie. Ons kry die hele prentjie. Ons kry the good, the bad and the ugly in Handelinge. En is dikwels daai meer konfronterende gedeeltes wat jy eerder op 'n normale dag sal wil vermy, wat ek en jy die nodigste het. Want dis die gedeeltes wat ons aanspreek. Daai gedeelte waarvan jy al wil weghardloop, daai gedeelte wat jy nie noodwendig wil lees nie, daai gedeelte wat jou so bietjie ongemaklik in jou gees maak, jy het hom nodig. Ek het by 'n vorige geleentheid gesê en ek sê dit weer, want what doesn't challenge you doesn't change you. So die woord gaan ons vandag uitdaag, maar ons het die vooruitsig op groei, as ons vanoggend vasgryp daaraan. So ek voel ek moet vanoggend se boodskap begin met 'n disclaimer. So hier is jou disclaimer, alright? Wanneer ons Handelinge 5 nou gaan saam lees, gaan jy uitgedaag word. Dis 'n teologiese baie diep teks, dis emosioneel konfronterend en die kans is baie groot dat die Heilige Gees vandag, wanneer ons hierdie gedeelte lees, jou gaan oortuig van sonde in jou lewe. Maar ek glo in goddelike ingrype. Ek glo dat God jou hiernatoe laat kom het vir 'n rede. Ek glo dat die Here vanoggend dit op jou hart gedruk het om vandag hier te wees. Want hy het 'n afspraak met jou. En hy wil vanoggend deur sy woord en deur dit wat in hierdie diens gebeur met jou hart en jou gees werk. En God is hier teenwoordig. Die Heilige Gees is vandag besig met ons. Glo jy dit? Yes, so kom ons vat ons Bybels, Handelinge 5, kom ons lees saam vanaf vers 1. Maar daar was ook 'n sekere man, Ananias en sy vrou Safira, wat 'n eiendom verkoop het. Met die medewete van sy vrou het hy van die verkoopprys vir hulle self agtergehou en net 'n gedeelte daarvan gebring en vir die apostels gegee. Petrus sê toe vir hom, Ananias, hoekom het jy jou deur die Satan laat omhaal om vir die Heilige Gees te lieg en van die verkoopprys van die grond vir jouself agter te hou? Die grond was mos joune. En toe dit verkoop is, kon jy met die geld gemaak het wat jy wou. Wat het jou besiel om dit te doen? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. Toe Ananias dit hoor, het hy dood neergeval. En al die ander wat dit gehoor het baie bang geword. 'n Paar van die jonges het nader gekom, hom toegedraai en gaan begrawe. Omtrent 3 uur later het sy vrou daar aangekom, onbewus van wat gebeur het. Petrus vra toe vir haar, sê vir my, het julle die grond vir soveel verkoop? Ja, sê sy, vir soveel. Toe sê Petrus vir haar, waarom het julle ooreengekom om die Gees van die Here uit te tart? Die mense wat jou man begrawe het, is nou net weer by die deur, en hulle sal jou ook uitdra. Sy het onmiddellik voor Petrus dood neergeval. Die jong man het ingekom, gesien sy is dood, en haar by haar man gaan begrawe. Die hele gemeente, en al die mense wat hiervan gehoor het baie bang geword. Lekker, hoe voel jy? Alright. So het ons te maak met 'n man, Ananias, en sy vrou Safira, en hier's 3 goed wat jy moet sien gebeur in hierdie teks. Nommer 1, hulle het 'n stuk grond verkoop wat hulle sin was. Nommer 2, met sy vrou se kennis het Ananias 'n gedeelte van die geld teruggehou vir hulle self. En nommer 3, dan bring hy net 'n gedeelte van die koopsom en hy vat dit na die apostels en hy lê dit by hulle voete neer. Wat het die apostels met die geld gemaak? Hulle het die res van die Christene gehelp. Daar was baie weduwees gewees. Hulle het daai geld gebruik daar waar daar nood was.
Right. Klink na 'n heel normale storie. Iets alledaags, 'n ou verkoop 'n stuk grond, hy besluit wat se gedeelte van hierdie geld bring hy na die kerk toe, die res hou hy vir homself. Klink beslis nie na 'n situasie waar iemand moes doodgaan nie. Nee? Maar die belangrike woordjie wat jy hier nie moet mis nie, en wat hier in die Griek staan, en klink na 'n heel onbenullige woordjie, maar dit maak saak wanneer ons die Bybelteks lees, is die woordjie heel aan die begin, in vers 1, maar. Kyk, in enige argument is dit die woord wat 'n man moedeloos maak. Nou, as 'n vrou vir hom sê, ja, ek verstaan, maar. Okay? Maar, dis 'n groot woord, klein woordjie, groot betekenis. So wat gebeur voor hierdie oomblik? Want maar, die woordjie maar, hak dit wat hier gebeur aan dit wat voor hierdie teksgedeelte gekom het. So kom ek spring net gou met jou terug in Handelinge 4 in. In Handelinge 4 sien ons, daar's hierdie diep omgee en onderlinge mededeelsaamheid en sorg in die vroeë kerk. Niemand hou sy goed net vir homself nie. Almal deel alles met mekaar. Ek het al 'n paar ouens gehoor wat sê hierdie is 'n argument vir kommunisme, want die vroeë kerk het gesê wat myne is joune en wat joune is myne. Ek wil vir jou sê kommunisme is nie wat hier gebeur nie. Die vroeë kerk het hier vir mekaar gesê wat myne is God se. En hy kan daarmee maak wat hy wil en daarom het hulle goed met mekaar gedeel daar waar behoefte was. En hulle het dit gedoen uit 'n liefde en 'n eerbied vir God. Dis wat hulle gedoen het. En dan binne in hierdie raamwerk van alles bring wat jy het en dit deel met ander boeties en sissies in die koninkryk van God, ontmoet ons 'n man, Josef, die Leviet. Ja. Ons lees dat hy ook 'n stuk grond gehad het wat hy verkoop en dat hy ook sy geld dan vir die apostels bring om op hierdie manier te versprei in die kerk en vir die ouens vir daar waar daar 'n behoefte is. En hierdie Josef was eintlik baie spesiaal vir die apostels, nie omdat hy die geld van dit wat hy verkoop het vir hulle gebring het nie, maar omdat hy 'n besondere positiewe ingesteldheid gehad het. Nou kom ek sê vir jou as 'n predikant dat daar is niks so lekker soos 'n ou met 'n positive attitude in 'n kerk nie. 'n Ou wat sê Jesus kan dit doen. 'n Ou wat sê hoe kan ons dit maak werk nie. So hy het 'n baie spesiale plek hier by hulle gehad want ons lees hy was 'n verskoon my Engels 'n encourager gewees. Die een wat altyd ander bemoedig het. Dit was so kenmerkend van sy menswees gewees, dat die apostels hom 'n bynaam gegee het. Sy bynaam was Barnabas. Barnabas beteken seun van bemoediging. En dan kry ons hierdie ou later weer, in Handelinge 9 ontmoet ons hom weer, en dis wanneer Paulus tot bekering kom, dan vertrou die ander gelowiges hom nie, want hy het ons rondgegaan en almal in die tronk gegooi, né? Dan vertrou die ander gelowiges hom nie, en dan tree Barnabas op as 'n brugbouer, wat Paulus na die apostels toe bring, en hierdie brug bou en sê, Paulus het regtig vir Jesus ontmoet. Hy het verander, gee hom 'n kans. In Handelinge 11 en 13 en 14 werk Barnabas en Paulus nou saam. Hulle verkondig die evangelie saam. En dan kry ons ook die verhaal in Handelinge 15, wat nou nie so 'n positiewe klank in die ore is nie, maar daar's ook iets mooi wat hier gebeur. Daar's 'n stukkie konflik tussen Paulus en Barnabas en hulle besluit hulle paadjies skei. En die konflik of die argument hier tussen hulle gaan oor Johannes Markus. Johannes Markus het hulle waarskynlik vergesel op hulle eerste sendingreis en toe halfpad deur hierdie reis het Markus gesê hy sien nie kans nie. Hy wil eerder teruggaan en toe drop hy hulle. En in Handelinge 15 wil Barnabas vir Johannes Markus 'n tweede kans gee en hom weer saamvat. En Paulus sê, hy kon nou. Hy het die eerste keer gewys, ons kan hom nie vertrou nie. En Barnabas sê, gee hom 'n kans. En hy kan nie daaroor ooreenstem nie, en Paulus gaan toe in sy rigting, en Barnabas gaan in sy rigting met die evangelie,
maar Barnabas vat vir Johannes Markus saam. En net so terloops, so by the way, die evangelie van Markus wat jy in jou Bybel het, dis hierdie Markus wat dit geskryf het, en as dit nie vir Barnabas was wat vir Markus 'n tweede kans gegee het nie, het jy nie daai evangelie in jou Bybel gehad nie. So Barnabas dit dan. Dis die persoon wat ek en jy hier aan die einde van Handelinge 4 ontmoet. Dis nie sommer net 'n ou wat sy goed verkoop het en sy geld gebring het, as 'n manier om op 'n manier 'n voet in die deur te kry by die kerk nie. Nee, hier was 'n ou wat hart en siel uitverkoop was aan Christus, en wie die Heilige Gees aan die werk was, iemand wat ander bemoedig het, wat brûe gebou het, verhoudings herstel het, 'n ou wat tweede kansse gegee het, 'n leier, 'n sendeling, en iemand wat mense opgebou het. Dis hoekom Barnabas 'n sagte plek by die apostels gehad het. Nie oor wat hy gegee het nie, maar oor wie hy in Jesus was. Alright, nou spring ons na Handelinge 5 toe, nou sê die Bybel vir ons, maar daar was ook 'n sekere man, Ananias en sy vrou Safira, wat 'n eiendom verkoop het. So, Ananias en Safira staan nou hier in kontras met Barnabas. So Barnabas verkoop en hy bring sy goed na die apostels toe, en dan staan daar, maar daar was ook hierdie ouens wat dieselfde ding gedoen het. Ok. Hulle sien wat met Barnabas gebeur. Hulle sien die erkenning, die geestelike gesag wat hy geniet, en hulle wil dit ook graag hê. Maar, sonder om die harde werk in te sit, en dieselfde effort in te sit as wat Barnabas gedoen het. Hulle wil die fame hê, sonder die effort. En as jy net die lyntjie so 'n bietjie trek na vandag toe, dat ek nou gaan hard soek vir 'n metafoor om vir jou te illustreer hoe dit vandag lyk. En die naaste wat ek daaraan kon kom is sosiale media en filters. Nee? Deesdae kan jy 'n foto neem en jy kan 'n filter op hom sit en alles lyk beter as wat dit regtig is. Jou vel lyk glad, jy het nie een skewe haartjie of 'n paisie of 'n niks nie, né? Die lig is blouer, die gras is groener as jy daai filter op daai foto sit. Dit lyk smart. Ananias en Safira het dit probeer doen. Hulle het 'n geestelike filter gebruik. Hulle wou hê hulle gee moet anders lyk as wat dit regtig is. Hulle wou dit polish. Hulle wou hierdie filter opsit van, kyk wat se goeie mense is ons. Kyk hoe oulik is ons. Kyk hoe lyk ons. Maar die ding is, God sien deur die filter. Die filter flous nie vir God nie. En hier is die waarskuwing van hierdie verhaal. Dit is 'n groot waarskuwing. Wanneer jy enige iets doen vir mense se toejuiging, eerder as vir God se salwing, dan is jy op 'n bitter gevaarlike pad. Baie gevaarlik. Wanneer jy graag mense wil beïndruk, dis wanneer jy jouself oopmaak om deur Satan mislei te word. Met wit leentjies. Goed wat nie so major lyk nie, maar wat in die gees vir God grief. Die Heilige Gees gee vir Petrus natuurlik insig. So dit was die Heilige Gees wat vir Petrus gewys het. Petrus het dit nie hier agteraf by iemand anders gehoor nie. Die Heilige Gees het hier inspraak gehad. Hy sê vir Petrus, hulle jok. En Petrus konfronteer vir Ananias en hy sê, Ananias, hoekom het jy jou deur die Satan laat omhaal om vir die Heilige Gees te lieg? En later sê Petrus, jy het nie vir mense gelieg nie, jy het vir God gelieg. So wat was die sonde hier? Nie die feit dat Ananias 'n gedeelte van die koopsom vir homself wou agterhou nie. Die sonde hier was dat hy net 'n gedeelte van die koopsom gebring het en vir die apostels gesê het, dis die hele koopsom. Dis die totale bedrag wat hulle gekry het. Dit was die sonde hier. Die sonde hier was dat hulle voorgegee het, dat hulle iets doen wat hulle nie regtig doen nie. Hulle gee voor, hulle bring alles, terwyl hulle eintlik ietsie terughou.
Die sonde hier was skynheiligheid. En Ananias val neer en hy sterf. God tref hom net daar. Die 83 vertaling sê vir ons, almal wat dit gehoor het baie bang geword. Bang is 'n swak woord om dit mee te vertaal. 2020 vertaling sê, en 'n groot vrees. Klink anders. Beteken 'n bietjie iets anders. Groot vrees het almal oorval wat hiervan gehoor het. 3 ure later kom sy vrou daar aan en Petrus gee haar 'n kans. Hy gee haar 'n kans. Hy vra vir haar: "Het julle dit vir soveel verkoop?" Sy sê: "Ja, ons het dit vir soveel verkoop." Sy jok ook. Sy jok ook. En Petrus sê vir haar: "Waarom het julle ooreengekom om die gees van die Here uit te tart?" En ook sy val neer en sterf. En weer sê die 2020 vertaling vir ons dit so, en 'n groot vrees het die hele gemeente en almal wat daarvan gehoor het oorval. Nou een ding wat ek vir jou wil uitwys, voor ons aanbeweeg na wat regtig in die hart van hierdie verhaal lê, is die feit dat die verhoudings wat jy in jou lewe sluit, die verhoudings waarvan jy kies om deel te wees, kan jou of nader bring aan God, of jou verder wegvat van God af. Maar geen verhouding is neutraal nie. Hoor dit vanmôre, geen verhouding is neutraal nie. 'n Verhouding vorm jou of vir die profane, of vir die sakrale, of vir die wêreld, of vir die hemel. Waar is al ons tieners? Laat dit praat, hande op. Alright, ek wil nou vir 'n oomblik net met julle praat. Jy besef dit dalk nie nou op hierdie oomblik in jou lewe nie, maar die vriende wat jy maak, bring jou of nader aan die Here, of hulle vat jou verder van die Here af weg. En daarom wil ek vanoggend vir jou sê, jy moet suinig wees met jou tyd. Suinig met wie jy jou tyd deurbring en spandeer. Wees versigtig by die vriendskappe wat jy sluit. Kom ons vat 'n stapie verder. Die persoon wat jy date. Ons wat nou 'n bietjie ouer is, julle is sal sê keis. Kom ek praat soos julle praat. Die persoon wat jy date, maak saak. Hoekom? Want ons date sommer net vir die lekker nie, ons date met die oog op 'n lewensmaat. Ons sien potensiaal dat ons dalk 'n verhouding met hierdie persoon kan hê in die lang termyn. En as jy met iemand uitgaan wat nie 'n kind van die Here is nie, dan sit jy jouself op vir failure. Hoor dit hard en duidelik vandag. Die Bybel waarsku ons teen sulke verhoudings. Die Bybel waarsku ons teen so 'n huwelik. Daar staan gelowiges en ongelowiges kan nie saam aan dieselfde juk trek nie. Met ander woorde, as jy 'n kind van die Here is, tiener, jy wat vandag hier sit, dan moet die kwalifiserende eienskap van enige iemand wat met jou wil keis, nie die grootte van sy kuite wees nie. Of die feit dat hy in die eerste rugby span speel nie. Ons het so 'n juffrou gehad wat altyd gesê het, hy het sulke borshare. Want ons meisies daar onder net gestaan en ons oog getrek, want borshare is nou nie hoog op ons prioriteitslys gewees nie. So dit maak nie saak hoeveel borshare hy het nie, wat saak maak is of hy 'n kind van die Here is. En of hy bereid is om saam met jou kerk toe te kom. En of hy bereid is om saam met jou die Bybel te lees. Want weet jy hoe terrible is dit om in 'n huis te sit, waar jou lewensmaat, jou man of jou vrou, nie saam met jou die Bybel wil lees nie. Nie met jou oor die Here wil praat nie. Dis bad. So jy is nou 16, 17, 18, jy dink, ver in die toekoms, nou reeds bepaal jy met wie jy jou tyd deurbring. Alright. Okay, klaar met die tieners. Ou mense, julle kan nog maar weer luister. Dit wat tussen Ananias en Safira hier was nie 'n heilige vennootskap nie, dit was 'n onheilige alliansie. Dit beteken die een het nie die ander een reg gehelp nie. Toe die een na die ander een toe gekom het en gesê het, hoorie, so kom ons sê vir hulle, ons vat alles, ons gee alles. Maar die ander het gesê, nee, hoekom wil jy jok? Dit maak nie saak nie.
as ons net 'n gedeelte vat, kom ons vat net 'n gedeelte. Kom, so die een moes die ander ou reg gehelp het, maar hulle help mekaar nie reg nie, hulle lei mekaar in die verderf. En God straf daai onheilige alliansie toe met die dood. Maar dit wat ek vandag wil uitkom, dit wat aan die hart van my van hierdie verhaal lê, is dit wat met die ouens gebeur, wat rondom Ananias en Safira staan, en wat sien hoe hulle dood neerslaan. Die Bybel sê vir ons, die vrees van die Here het hulle oorval. Dit is iets wat ons nie meer regtig vandag, dis 'n terminologie, 'n manier van praat wat ons nie regtig meer vandag gebruik nie. Of wat ons noodwendig verstaan nie. Dis 'n frase wat nie meer in ons generasie se woordeskat bestaan nie. Hoekom nie? Want ons oorbeklemtoon die eienskappe van God waarvan ons hou. Yes. En ons underplay of onderbeklemtoon die eienskappe van God wat ons kriebelrig maak of ongemaklik maak. En die gevolg is 'n soort, doen dit as jy wil godsdiens. Ons beskou die woord as voorstelle, nie bevele nie. Ons noem ons sonde foute en die sonde nie. Ons underplay die ernstige goed. En daarom praat ons nie meer van die vrees van die Here nie. Dit maak ons ongemaklik. Maar die Bybel sê dit duidelik, dat die fondasie van 'n regte lewe is vrees van die Here. Spreuke 9 vers 10 sê, die beginsel, ek lees hom in die 53 vertaling, ek hou van hoe hulle dit sê. Die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here, en kennis van die Heilige is verstand. Wil jy wysheid hê? Wil jy verstand hê? Dan begin dit by vrees van die Here. En het jy al gehoor as predikante hieroor preek, of as gelowiges hieroor praat, dan sê hulle, vrees in hierdie konteks beteken nie regtig om bang te wees nie. Het julle dit al gehoor? En dan gebruik ons ander woordjies, ons probeer dit sagter maak, ons sê, dis ontzag, dis heilige respek. Kom ek sê vir jou wat sê die Grieks. Die woord wat hier in vers 5 en vers 11 in die Grieks gebruik word, is die woord voorby nou my Grieks is nie gaaf vir jou, okay? So, ek is eers Afrikaans, dan Engels, dan Hebreeus, dan Grieks. Phobeo, phobos. Dis die Griekse woord, phobos. Klink dit bekend? Dis waar ons die woord fobie vandaan kry. Kyk, kom ons vra vandag vir mekaar, wat is 'n fobie? 'n fobie is nie 'n normale vrees nie. Nee? 'n fobie is 'n alles oorheersende vrees. 'n fobie is 'n beheerende vrees. As jy byvoorbeeld klaustrofobies is, dan bepaal jou vrees vir engtes, vir klein spasies, of jy die huisbak of die trappe gaan vat. Okay, so 'n fobie oorheers alles wat jy dink en doen. En dis die woord wat hier gebruik word. So kom ons maak dit nie sag vanoggend nie. Kom ons sê vir mekaar nie, ons hoef nie bang te wees vir die Here nie. Ek dink dit sal ons nogals goed doen as ons 'n bietjie meer bang is vir die Here. En nie te familier is met die Here soos wat ons is nie. Hoe ons oor God dink, moet ons lewe beheer. Moet uitspoel of oorspoel in ons alledaagse. Nou dink jy, ja, dominee nonsens, jy praat nonsens. Alright, kom ons gaan hoor wat sê Jesus. Jesus sê in Lukas 12 vers 4 tot 5, aan julle my vriende sê ek, moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak en daarna niks verder kan doen nie. Ek sê vir julle, vir wie julle bang moet wees, vir hom wat mag het om na die dood in die hel te werk. Ja, ek sê vir julle, hom moet julle vrees. Alright, moet nie die fout maak om te dink, hier so hy praat van die duiwel nie. Hom moet julle vrees, is 'n hoofletter H, dis God. Hy sê,
Wat Jesus hier doen is, hy skuif die fokus weg van mense af, en hy skuif die fokus na God, en hy sê, mense kan jou seermaak, mense kan jou liggaam doodmaak, maar alleen God het finale gesag oor die ewige lewe, en Jesus roep ons om met erns oor God te dink, en baie spesifiek oor die oordeelstoel van God te dink. Hy sê, daar gaan 'n dag kom, wat net God gaan bepaal, waar ek in die ewigheid gaan opeindig, en net so, by the way, daar's net 2 opsies, die hemel, of die hel. Wag, kom ek sê dit net so ook, die hemel of die hel. Anders dink julle nou, julle is almal in die hemel en julle is almal in die hel. Alright, die hemel of die hel. En Jesus sê, vrees God, want hy het die gesag om te bepaal waar jy in die ewigheid opeindig. Wat is vrees van God? Die vrees van God is nie net respek of eerbied nie. Dis 'n diep heilige bewustheid van God se heiligheid en God se oordeel, wat my manier van doen en alles wat ek doen, radikaal impakteer. Vrees van God is my reaksie op wie God is en die besef van wie ek is. Alright. Hier's 'n paar goed wat ons vanoggend moet besef oor vrees van die Here. Nommer 1, vrees van God kom waar daar 'n besef is van God se heiligheid. Ek moet bieg, ek het al oor hierdie teksgedeelte gepreek. En my invalshoek met hierdie teks, elke keer as ek nog my Bybelstudie met hom gedoen het, elke keer dat ek oor hom gepreek het, was die sentrale tema vir my Ananias en Safira se skynheiligheid. Dit was vir my die klem, die fokus. Ek seker die Here was ook daar met my besig met dit. Maar hoe meer ek met hierdie teksgedeelte gewerk het die laaste tyd, hoe minder het dit vir my gegaan oor menslike skynheiligheid en hoe meer het dit vir my begin gaan oor God se heiligheid. Want as daar 'n ware besef van God se heiligheid was, dan sou Ananias en Safira nie gedoen het wat hulle gedoen het nie. Die skynheiligheid loop of kom vanuit 'n plek waar hulle nie die heiligheid van God erken het nie. So dit wat hier sentraal staan is God se heiligheid. Daar's net een eienskap van God wat drievoudig in die Bybel herhaal word. 3 keer op klem gelê word. En dit is God se heiligheid. Die Bybel sê nie God is liefde, liefde, liefde nie. Die Bybel sê nie God is lig, lig, lig nie. Maar die Bybel sê op 2 verskillende plekke, heilig, heilig, heilig is die Here, die Almagtige. Ek is besig om R.C. Sproul se boek te lees, The Holiness of God. As jy tyd het, lees hom. En hy sê, God is nie heilig nie. God is nie heilig, heilig nie. Hy sê, God is heilig, heilig, heilig. Jy moet dit 3 keer sê, om daarby uit te kom oor hoe heilig hy is. Dis die eienskap van God, wat die meeste beklemtoon word in die woord, wat ons die minste aan aandag gee. Die reg deur die Bybel word 3 goed met mekaar in verbinding gebring. Wanneer God se heiligheid manifesteer, is daar 'n vrees van God wat by die mense gebeur, en is daar 'n bewuswording van sonde wat daaruit voortspruit. Alright? Die eerste plek waar ons hierdie frase heilig, heilig, heilig kry is in Jesaja 6. Jesaja sien hierdie visioen van die troonkamer van God. God sit op die troon en rondom hom is daar hierdie serafs wat die heeltyd roep, heilig, heilig, heilig is die Here, God die Almagtige. En wat is Jesaja se reaksie hierop? Hy roep in vrees uit, dis klaar met my. Ek is verlore, elke woord oor my lippe is onrein. Die mense onder wie ek bly is onrein. Sien jy wat hier gebeur? Die oomblik toe hy in die heilige teenwoordigheid van die lewende God inkom, toe oorweldig die vrees van God hom en hy word bewus van sy eie sonde. Nou kan jy met my argumenteer, ja, dominee, dis Ou Testament. Alright, spring saam met my na Openbaring toe. In Openbaring sien Johannes die verheerlikte Jesus. En skielik word hy so oorweldig deur Jesus se majesteit en sy heiligheid. Die heiligheid van God se teenwoordigheid,
dat hy daar staan soos 'n dooie neerval by Jesus se voete. In daai oomblik van 'n besef van God se heiligheid, besef hy ook sy kleinheid en sy sondigheid en sy onwaardigheid. En dan staan die engele om God se troon en hulle sing, heilig, heilig, heilig. So die Bybel illustreer vir ons wat die regte reaksie is. Wanneer 'n mens in die heilige teenwoordigheid van God inkom, dan verwek dit 'n alles oorheersende vrees vir God by ons. En dan word ons intens bewus van ons sonde. Dis wat gebeur as ons regtig die heiligheid van God besef. En tog, wanneer ons Handelinge 5 lees en ons sien die oordeel van God en hierdie twee mense wat net dood neerval, dan worstel ons met die teks, want hoe kan God so wreed wees? Was hierdie oortreding regtig so erg? Was dit nie 'n bietjie 'n oorreaksie van God se kant af nie? Ek meen, Ananias en Safira het net gejok. Hulle het nog steeds van die geld gebring. Dit was net 'n klein wit leentjie gewees. Die rede waarom ek en jy so redeneer en die teks so benader en die teks ons ongemaklik maak, is omdat ons self nie meer in die vrees van die Here leef nie. Is omdat ons self nie meer met 'n bewussyn, 'n elke dag se bewussyn van God se heiligheid leef nie. En nou moet ek dit weer vir jou sê, as jy tyd het, hy's op Kindle beskikbaar, gaan koop R.C. Sproul se The Holiness of God. Dit het regtig my denke verander oor die heiligheid van God. En die heiligheid van God is waaragtig nou iets wat die heeltyd in my gedagtes is. En alles wat ek doen, dis hoekom ek vir jou sê, ek preek met 'n heilige vrees vandag in die teksgedeelte. Ons moet nie vergeet dat God heilig is nie. En dit bring my uit by nommer 2, die vrees van God is die enigste korrekte reaksie op wie God is. Daar's 'n verskil tussen iemand se karakter en 'n karikatuur van iemand. Wanneer jy na iemand se karakter kyk, dan kyk jy na daai persoon soos hy werklik is, maar wanneer jy na 'n karikatuur kyk, 'n spotprent is 'n caricature, 'n karikatuur, né? Dan vat dit gewoonlik een eienskap en dit oordryf dit. So as jy nou 'n karikatuur van my moet teken, gaan jy waarskynlik, ek net van my gesig, gaan jy waarskynlik my groot voorkop vat en jy gaan hom nog soveel groter maak om klem daarop te sit. Okay? Iemand anders se neus gaan weer net so groot wees op 'n karikatuur, want dit vat een eienskap en ons oorbeklemtoon dit tot op 'n punt waar dit eintlik snaaks veronderstel is om te wees. Dis 'n karikatuur. En die ongeluk is, in die kerk en in die Christendom, in die postmoderne era, het ons 'n karikatuur van God begin maak. En die een eienskap wat ons van God gevat het en hom uit proporsie uitgerek het, soveel so, dat al die ander goeders buite proporsie is God se liefde. Is God liefde? Ja, beslis. Die Bybel sê dit vir ons. Maar wanneer ons die liefde van God so oordryf, dat ons die heiligheid van God en die regverdigheid van God vergeet, dan kom ons by Handelinge 5 uit, en dan kom daar iets in ons gees in opstand, want hoe kan 'n God van liefde dan sommer net twee mense dood laat neerslaan? En dan begin ons sê, maar is God dan nou liefde? En ons begin God se karakter in twyfel trek, omdat ons 'n karikatuur van God gemaak het, deur een eienskap te vat en dit te oorbeklemtoon. Ek nou met te daar op die regte plek sit, ek is nie heeltemal seker of daai grammatikaal korrek is nie. Alright. Romeine sê dit baie eenvoudig en reguit. Die loon van sonde is die dood. Dis wat ons toekom vir die sonde wat ons doen. Dood. Nie 'n ligte tik oor die vingers nie. Nie net 'n vermaaning. Haai Ananias en Safira, dit was nou nie reg wat julle gedoen het nie. Gaan maak reg nie. Die dood. Die loon van die sonde is die dood. En die erns van sonde gaan nie net oor wat jy gedoen het nie, maar ook teenoor wie jy dit gedoen het. Dit maak ook saak.
En hierdie leen ek nou, ek moet sê ek het so baie preke geluister, ek kon later dan nie meer bepaal by wie ek wat gehoor nie, maar by almal kry ek so 'n stukkie wysheid, so hierdie leen ek by 'n ander predikant. Hy verduidelik dit so, hy sê, as jy nou hier uitstap en jy's kwaad en jy skop een kar hier buite se tyre, gaan niks met jou gebeur nie. Maar as jy hier uitstap en Marius en Alma se honde hardloop hier buite rond en jy skop 'n hond, gaan die DBV op jou keus wees en jy gaan waarskynlik vir die volgende maand hondehokke was. As jy in jou kar klim en jy gaan huis toe en jy skop jou vrou, gaan jy in die tjoekie beland. As jy hier uitry en jy ry, ek weet nie eens waar die president nou bly nie, en jy ry na sy huis toe en jy gaan hom probeer skop, gaan jy waarskynlik geskiet word. OK. Sien julle die trappe van vergelyking hier? Hier is die punt. Sonde teen 'n minderwaardige wese verdien 'n kleiner straf, sonde teen 'n groter wese verdien 'n groter straf, maar sonde teen 'n volmaakte, ewige, heilige wese verdien volmaakte straf. En wat is die volmaakte straf? Dood. Nou baie mense wat die Bybel en veral die Ou Testament lees, sal sê God is wreed. Het julle dit al gehoor? Dis nogals nie-gelowiges se groot argument. Die God in die Ou Testament is so wreed en onregverdig. Ek meen, hy sê vir hulle, gaan in 'n stad in en maak alles voor die voet dood, tot onskuldige kinders en diere. Ons maak dieselfde met Handelinge. Jo, was dit nou regtig so erg wat hulle gedoen het? God is wreed. En miskien het jy dit vanoggend gelees en voel jy ook so. Dan is hier vir jou 'n reality check vanmôre. Okay. Daar is net een keer in die Bybel 'n onskuldige mens uitgewis, doodgemaak. En by the way, dit was nie God wat dit gedoen het nie, dit was mense wat dit gedoen het. Die enigste onskuldige mens in die hele Bybel wat doodgemaak is Jesus. En hy het gesterf deur mense wat hom doodgemaak het. So ons wil sê, joh, God is onregverdig. Kyk wat doen God. Kyk wat het die mense gedoen. Daar's net een onskuldige mens in die geskiedenis van die hele mensdom. Die res van ons verdien die dood. Want die loon vir sonde is die dood. En wanneer ons 'n storie soos hierdie in die Bybel lees, behoort ons nie verstom te wees oor die oordeel wat oor Ananias en Safira gekom het nie. Ons moet eintlik dit verwag het. Ons moet eintlik hier gesit het en ons het klaar gelees en gesê, ja, kyk nou dan, ons het geweet dit kom. Wat ons behoort te verstom, is dat dieselfde straf nie oor ons kom nie. Want wat het jy al gedoen, wat het 1000 maal erger is, as wat Ananias en Safira gedoen het, en jy sit nog hier. Genade is aan jou geopenbaar. Wat die verhaal van Ananias en Safira moet doen, is nie om vir jou vandag onder die indruk te bring van hoe wreed God is nie, want God is nie wreed nie. Maar wat hierdie verhaal baie spesifiek moet doen, is dit moet jou onder die indruk bring van jou eie sondigheid. En die feit dat jy ook die dood verdien, maar die feit dat jy nog steeds hier sit. Ek wil vir jou 'n kort videoklip wys. In hierdie video is dit 'n paneel van predikante. Ek laat dit om hierdie video's te kyk. En dan sit daar, baie keer sit al die legendes daar, meeste van hulle is nou al in die hemel. En dan word daar vir hulle vrae gevra vanuit die gehoor, so die gehoor het voor die tyd vrae geskryf, en dan is daar 'n ou wat die gesprek lei, hy vra die vraag en hulle antwoord. En die vraag wat hier in hierdie videoklip ter sprake kom, is die vraag, as God dan nou so stadig is om kwaad te word, want die Bybel sê God is slow to anger. Nou, as God dan nou stadig is om kwaad te word, en as God dan nou so genadig is, hoekom was God se straf op die eerste sonde in die tuin van Eden dan so erg? Dis die vraag. Okay. Die ou wat die vraag antwoord is die wonderlike teoloog en man van God, R.C. Sproul, van wie ek julle nou net vertel het, die boek, né? Hy antwoord hierdie vraag, hoor gaga wat hy sê. Ergens raak ons in plaas van bang vir God, geestelik arrogant.
Ons aanvaar God se genade as vanselfsprekend. Omdat God alreeds soveel genade aan ons bewys het, deur Jesus wat vir ons aan die kruis gesterf het, is genade ons default. Ons het al soveel genade van God ontvang, dat wanneer geregtigheid kom, dan noem ons dit onregverdigheid. Dan noem ons dit wreedheid. Maar ons is verkeerd. God is reg. Ons verdien die dood. En die enigste korrekte reaksie op wie God is, op sy heiligheid, is om hom en sy regverdige oordeel te vrees. Soveel so, dat dit oorheersend in jou lewe is, dat wanneer jy iets doen, jy dit doen met die gedagte, God is heilig. En wat doen ek nou? Is dit wat ek doen tot eer van God? Of is ek besig om hier God se genade uit te buit? 'n laaste ding wat ons oor die vrees van God vanoggend kan sê, daar's nog baie wat ons moet sê, maar ons het nie tyd vir alles nie. Maar dit is dat om God te vrees, is om te weet, hy sien alles. As jy in die vrees van 'n lewende, regverdige en heilige God wandel, dan moet jy vanoggend besef, dat daar nie een aspek van jou lewe is, wat vir God verborge is nie. Hy sien alles. Alles. Ek dink dis dalk die meeste konfronterende ding van vanoggend se boodskap, is die feit dat Ananias en Safira het vir niemand niks gesê nie. Het was net tussen hulle twee. En hier kom Petrus en hy konfronteer hulle daarmee. Hoekom? Want die Heilige Gees het hom dit aan hom geopenbaar. Hulle het gedink hulle het 'n geheim wat hulle wegsteek. Niemand anders weet daarvan nie. Dit gaan ongestraf kan voortgaan. Maar Hebreërs 4 vers 13 herinner ons, daar's niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê openbloot voor sy oë en aan hom moet ons rekenskap gee. So miskien is jou sonde nie vanoggend 'n major ding, jy voel dis nie 'n major ding nie, jy kom niemand te na nie, maar wat gaan in jou hart aan? En wat gaan in jou gedagtes aan? Want dit sien God ook. Wat jy vanoggend moet hoor is, jy kan die perfekte, spotless, openbare lewe hê. Ananias en Safira het. Jy kan die eer en die bewondering en die applaus van mense hê. Jy kan status en aansien hê, soos wat Ananias en Safira gesoek het. Maar God sien dit wat onder die oppervlak lê. God sien wat mense nie sien nie. God sien wat jy dink. God hoor wat jy agter geslote deure sê. God weet wat in jou bankrekening aangaan. God weet wat se verskonings jy altyd gebruik. Wanneer hy iets oor jou pad bring en hy wil hê jy moet iets doen, die verskonings wat hy sien deur daai goed. God weet dit. God weet wat jy voorhou as waarheid, wat nie regtig waarheid is nie. En my gebed is dat jy op hierdie oomblik sommer net onder die oortuiging van die Heilige Gees sal kom. Ons gaan nou so in 'n oomblik van stil gebed ingaan. Skus Elma, ek het dit nie voor die tyd met jou gereël nie, maar as daar ietsie sag is wat jy kan speel, dan kan jy sommer nou dit aansit. So my gebed vir jou is dat jy op hierdie oomblik onder die oortuiging van die Heilige Gees sal kom. En dat die Here regtig vir jou sal ontbloot wat dit is wat jy doen wat in opstand is teen God. En hoe nader ons aan God kom vanmôre, aan sy heilige teenwoordigheid kom, dat daar al hoe minder ruimte verskyn sal wees in jou lewe. Ananias en Safira wou die voorkoms van toewyding hê. Dus hoekom ek aan die begin van die diens vir jou gevra het, hoeveel keer die week het jy jou Bybel gelees? Ons wil baie keer die voorkoms van toewyding hê, sonder die werklike toewyding. Maar God se heiligheid ontmasker alles vanoggend.
En in God se genade doen hy dit net nie openbaar vanoggend hier, dat jy hier voor almal neerslaan, dood neerslaan nie, maar die Heilige Gees is in jou hart besig. Hy is besig om jou te oortuig van iets wat jy doen, wat God se heiligheid minag. En 'n vrees van die Here vra vanoggend vir jou om onmiddellik en daadwerklik weg te draai van enige iets wat God nie behaag nie. En ek wil so 'n oomblik afstaan vanmôre daaraan en net vir jou tyd gee om net onder die conviction van die Heilige Gees te sit. Net in 'n ongemaklike spasie te sit. En ek bid dat die Heilige Gees jou vandag diep ongemaklik sal maak. As daar iets in jou lewe is wat God nie daar wil hê nie. En ek wil jou uitnooi dat jy van die oomblik gebruik sal maak om aan die Here te bely. Ons doen nie die algemene sondebelydenis wanneer ons bid. Here, vergewe my sondes. Noem dit vandag op die naam. Noem dit vandag op die naam. Vra vir vergifnis. En besef dat die straf vir jou sonde die dood is, maar dat Christus vir jou in daai gap kom staan het. Nie vir jou om sy genade te misbruik en aan te hou, om te persist in daai sonde nie, maar om vanoggend met vrymoedigheid na God toe te kan gaan en te sê, Here, ek weet wat ek doen is verkeerd. Ek worstel daarmee, maar U oortuig my vandag daarvan en ek wil wegdraai. Ek kan nie die skyn volhou nie. Ananias en Safira se storie is vandag nie net vir ons 'n waarskuwing nie, dis 'n spieël wat vir ons opgehou word. En die vraag is nie vanmôre, wat het hulle gedoen wat so erg was nie? Die vraag is eerder, waar doen ek afbreek aan die heiligheid van God? Waar hou ek terug terwyl ek voorgee, ek gee my alles? Waar lyk my voorkoms vlekkeloos, maar onder die oppervlak is daar iets wat ek bedek. Iets waarmee ek worstel. Kom ons sit net vir so 'n oomblik onder die Heilige Gees. Heilige Here, laat ons nie vanoggend hier wegstap, asof ons nie die woord gehoor het nie. Asof U nie met ons gepraat het nie. Laat die lig skyn vandag op daai dinge wat ons so lank al wegsteek. En bring ons sommer net onder die besef vanmôre dat U alles sien. Dat daar niks in ons lewe is wat vir U verborge is nie. Ons bely vanmôre, Here, ons het baie keer die voorkoms van toewyding, maar nie die werklikheid daarvan nie. Ons hou baie keer terug dit wat U van ons vra om te gee. Ons gee voor ander, want ons wil nie hulle met ons gebrokenheid sien nie. Ons maak lig van ons sonde. So vra Here, vergewe ons. Ons wil vandag wegdraai van dit wat U nie behaag nie. Ons wil dit na U toe bring. Elke sonde, elke geheim, elke stuk skyn en voorgee. En ons wil dit by U voete kom neersit, by die voete van die kruis. Dankie Here Jesus dat U die straf gedra het wat ek eintlik verdien. Dankie vir die kruis. Dankie vir genade wat groter is as my sonde. Dankie vir die feit dat U my nie in hierdie oomblik hier dood neer laat slaan het nie, maar dat ek nog hier staan onder die sambreel van die genade. Maar Heilige Gees, help my ook nou om anders te leef.
gee vir my 'n heilige vrees van die Here. 'n Vrees wat alles oorheersend is, 'n vrees wat beheerend is, 'n vrees wat my hart verander, 'n vrees wat my keuses rig, 'n vrees wat my nader trek aan U, 'n vrees wat my 2 keer laat dink voor ek iets sê of iets doen. Ons wil onsself sommer net weer vandag aan U kom oorgee. Volkome, sonder voorbehoud, in ons gebrokenheid. En ons wil vra Heilige Gees kom stap weer met ons die pad. Want is slegs daar waar ons erken dat ons stikkend is, wat U kan begin om ons weer heel te maak. Amen. Vandag se woord was moeilik. Maar ek moet eindig met 'n stukkie goeie nuus. Die God wat alles sien, dieselfde God wat jou vanoggend oortuig het van jou sonde, is die God wat aan die kruis gehang het en gesê het, ek betaal dit vir jou. En jy kan vandag jou sonde ruil vir Jesus se geregtigheid. So as God vanmôre vir jou iets uitgewys het, bely dit, los dit, draai weg daarvan af. Want die Heilige Gees soek nie vanoggend 'n perfekte voorkoms nie, maar hy soek 'n opregte hart. Amen.